Daar's 'n staaltjie wat vertel van 'n rabbi, 'n Joodse rabbi en 'n Rooms-Katolieke priester wat op 'n tyd 'n partytjie bygewoon het in die dorp. En dit was hierdie pragtige swierige aand gewees met die heerlikste, lekkerste kosse. En terwyl hulle so eet, merk die priester op dat die rabbi sy varkvleisie so eenkant toe stoot, want die Jode eet mos nie varkvleis nie. En die priester sê toe so ewe vir die rabbi, weet jy man, ek kan nou verstaan dat in die Bybelse tyd die Jode nie mag varkvleis geëet het nie, maar dit was ook nie onhygiënies toegewees en alsmaar dinge het mos nou heeltemal verander en daar's nie meer sulke peste nie en vleis is mos nou meer, dit word meer hygiënies behandel. So, weet hoekom eet jy nou maar nie daai ou lekker varkie wat vir jou gaar gemaak is nie? En die staaltjie vertel dat die rabbi so 'n bietjie gedink het en toe sê hy vir die priester, hierdie Rooms-Katolieke priester, weet jy wat priester, op jou troue sal ek vir die eerste keer varkvleis eet. En hoekom het hy dit gesê? Want Rooms-Katolieke priesters leef mos celibaat, hulle trou mos nie. Nou ja, hierdie staaltjie glimlag ons oor, want dit wys mens bietjie iets van hoe verskillende gelowe mekaar uittrek en mekaar veroordeel. Maar toe ek hierdie staaltjie hoor, toe laat dit my dink hoe ons baie keer as Christene, as kinders van die Here, mekaar veroordeel en mekaar uittrek. Ons glo almal in dieselfde Jesus en dat hy ons enigste verlosser is, maar omdat die een 'n teksvers anders interpreteer as die ander een, trek ons mekaar uit, verskeer ons mekaar. Die een glo dalk in die groot doop en die ander een in die klein doop. Die een glo dalk, ek gooi my hande op in die lug en ek loof die Here in die kerk, en die ander een wil dalk meer gewyd aanbid. En dan gaan ons in oor hierdie klein teologiese verskilletjies, verskeer ons mekaar, En heel dikwels sommer ook in die media. Ek wonder altyd, wat moet die wêreld van ons as Christene dink, as ons so in die media mekaar uittrek? Ja, natuurlik is daar een groot riglyn, ons moet glo dat Jesus is ons verlosser. Maar die feit is, ons as mense verskil en ons gaan sekere teksverse anders interpreteer. En dan moet ons versigtig wees, dat ons eerder mekaar in liefde sal benader, as wat ons mekaar sal veroordeel en uit mekaar skeer. Kyk wat staan daar in Galasiërs 5, vers 14, en dit is Paulus hier aan die woord, en hy sê, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan gaan Paulus verder, dan sê hy, maar julle byt en verskeer mekaar, want hulle het ook teologiese verskille onder mekaar gehad, die mense van Galasiërs. Hy sê, maar julle byt en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. En dis nogal hartseer, dat Paulus dit hier moet aanspreek, Christene wat mekaar so veroordeel, Christene wat mekaar so uit mekaar uittrek. Daar's 'n Griekse woord wat hierdie oordeel beskryf, en dit is die woord krino. Dis sommer so 'n ou kras woord ook, krino. En waar op dit neerkom, is dat ek God probeer speel. Ag, kom ons laat maar die oordeel aan God oor, Die feit is, ons is almal kinders van die Here, en ons is almal eintlik maar sondaars. Ons het almal God ontsettend nodig. En ja, die Here het elkeen wat na hom toe gekom het, in liefde verwelkom. Natuurlik haat hy sonde, maar hy die sondaar lief. En wanneer ons na ons medemens kyk, ons mede-Christene wat dalk nie in dieselfde denominasie as ons is nie, moet ons ook besef, maar hierdie is ook mense wat deur God geskep is. Hierdie is ook mense wat Jesus liefhet, waarvoor Jesus gesterf het, en kom ons hanteer mekaar so. In liefde reik ons uit na mekaar. Daar word vertel dat Vincent van Gogh, die groot kunstenaar, wou baie graag 'n predikant geword het. En toe sê die kerk vir hom, ag, maar jy's nie goed genoeg om te leer vir predikant nie. En toe het hy begin skilder, en een van sy skilderwerke, dink ek, interpreteer dit, hoe die kerk hom hanteer het. Dit is 'n pragtige skilderwerk van 'n dorpie. En oral in hierdie huis, dit is in die aand geskilder, oral in hierdie dorpie, uit die huisies kom die helderste geel lig, warmte en lig. Maar dan in die kerk,
is daar geen lig nie. En baie mense reken dat Vincent van Gogh dit so geskilder het, omdat hy so verwerp is, so liefdeloos behandel is deur die kerk. So kom ek en jy, as kinders van die Here, kom ons skep vir mekaar ruimte. Kom ons, wanneer ons oor dinge verskil, hou ons mekaar vas en ons verskil in liefde van mekaar, want dit is wat kinders van die Here, kinders van Jesus, mense wat in Jesus glo, dit is hoe ons veronderstel is om teenoor mekaar op te tree.